Goeiemôre en baie welkom by ons Woensdag oordenking. Vertrou jy het 'n lekker beker koffie in die hand en jy's gereed vir die dag wat voorlê. Nou, 'n storie wat my nogal fascineer vir baie jare is die storie van die verlore seun. Waar die seun eintlik gegaan het na sy pa toe en gesê het, weet jy wat, ek kan nie wag totdat jy eendag doodgaan nie. Ek het nodig dat ek my geld nou kry. Ek het nou nodig my erfporsie, want ek wil nou lewe soos wat ek wil lewe. En jy ken die verhaal, hy het toe dit gekry, het weggegaan van sy vaderhuis af en hy dit spandeer in die wêreld. En voordat hy hom kry, toe beland hy in 'n varkhok waar die varkpele selfs lekker gelyk het vir hom, so honger het hy geraak. En die storie gaan verder hoe hy besluit het, wel tot die slawe in my pa se huis, tot hulle lewe beter as wat ek lewe, en daarom sal ek teruggaan. En ek sal vir my pa sê, ek is nie waardig om sy seun te wees nie, so ek sal maar eintlik 'n werkerman net wees, ek sal maar net 'n normale persoon in sy huisgesin wees, want dan sal ek tog 'n beter lewe hê. En jy ken ook die verhaal hoe hy verder gaan, hoe die seun teruggegaan het huis toe, en toe die pa hom van ver af sien aankom het hy na hom toe gehardloop, hy het hom omhels, hy het hom gesoen, hy het hom gedruk, hy het weer eer betoon in hom. Ek dink hierdie seun het so 'n groot speech in sy kop gehad vir wat hy vir sy pa gaan sê, hoe jammer hy is, maar sy pa het hom nie eens 'n kans gegee om te verduidelik nie. Hy het hom net omhels en hy het gesê, vandag gaan ons fees vier, want my seun het huis toe gekom. Jy sien baie keer as ek en jy soos daai verlore seun, ons is in die wêreld, ons spandeer meeste van ons tyd in die wêreld en ons wil ons eie begeertes uitleef, ons eie behoeftes en ons eie droom, ons eie prentjie, ons jaag dit na. En dan voordat ons weet, beland ons in 'n plek soos 'n varkhok van die lewe, waar ons besef ons het werklik niks sonder die Here nie. Waar ons besef dat ons is totaal en al verlore en ver van die Here af. En daai oomblik is 'n kardinale oomblik in my en jou lewe, want dis die oomblik wat ek en jy besef wat ons gedoen het, wat ons besef waar ons is, en waar ons ook besef dat ons is verlore sonder die Here. En ek en jy moet daai besluit maak om te sê, vandag staan ek op, vandag gaan ek terug aan huis toe. En jy sal verbaas wees hoe die Vader van ver af jou sal sien aankom, en hoe hy jou gaan omhels, hoe hy jou gaan soen, hoe hy jou gaan druk, en hoe hy jou liefde en genade gaan betoon. Want dit is 'n God van genade, God van liefde, God van regverdigheid, en so kan ons aangaan. Ek wil vir jou sê vandag, en ek wil jou bemoedig, maak nie saak waar jy in jou journey is nie. Die Here is op die uitkyk vir jou. Die pa in die verlore seun se verhaal het nie eenkant gesit en gewag dat sy seun eendag huis toe kom nie. Hy was op die uitkyk gewees. En ek wil vir jou sê, die Vader is al lankal op die uitkyk vir jou. Al wat jy vandag moet doen, is om op te staan en terug te gaan na die Vader se huis toe. Mag jy 'n wonderlike week hê, mag die Here jou seën. Ons gesels volgende week, selfde tyd, selfde plek. Totsiens.